Die storie word vertel van 'n jong man wat werk gesoek het. Hy het die voorman van 'n groep houtkappers genader vir werk. Dit hang af, het die voorman geantwoord. Kom ons kyk wat maak jy met hierdie boom. Die jong man het vorentoe getree en die boom baie behendig neergevel. Die voorman was baie beïndruk en het tevrede gesê, jy kan maandag inval. Maandag, dinsdag, woensdag het sonder enige voorval verbygegaan, terwyl die jongman hard gewerk het om die bome te laat val. Donderdagmiddag het die voorman na die jongman geloop en gesê, jy kan sommer jou betaalcheck op pad huis toe kry. Verskrik wou die jongman weet. Ek het gedink, julle betaal eers Vrydag. Normaalweg ja, het die voorman geantwoord. Maar ons laat jou vandag gaan, want jy het agtergeraak. Ons dagkaarte wys dat jy van die eerste plek maandag geval het tot die laaste plek gister. Maar ek is 'n harde werker, het die jongman ontsteld geantwoord. Ek is soggens heel eerste hier, loop laaste saans en ek het self deur my koffietye gewerk. Die voorman het besef dat die jongman sy werk in 'n baie ernstige lig beskou het en was huiwerig om die vraag te vra. Hy het geaarsel voordat hy gevra het, het jy jou byl ooit skerp gemaak? Die jongman het geantwoord, wel nee meneer, ek was te besig om tyd te maak daarvoor. Hoe waar is hierdie nie ook in ons geloofslewe nie? As gelowiges kan ons so besig raak met ons gewone elke dagse programme, maar ook so besig raak met God se dinge dat ons vergeet of dalk net nie tyd het om by God uit te kom nie. Die gesegde lui mos, ons raak so besig met die dinge van die Here dat ons nie by die Here van die dinge uitkom nie. Luister weer mooi. Ons raak so besig met die dinge van die Here dat ons nie by die Here van die dinge uitkom nie. En dis presies wat met die jongman gebeur het in die storie. Hy was so besig gewees dat hy nooit tyd gehad het of tyd gemaak het om sy byl skerp te maak nie. En dit het hom oneffektief gemaak. Jesus leer ons hierdie baie belangrike les in sy lewe hier op aarde, om tyd saam met sy Vader deur te bring. Die evangelies beskryf talle geleenthede waar Jesus homself afgesonder het in gebed, waar hy alleen tyd saam met God gehad het. Baie van hierdie alleentye was gewees nadat hy 'n besige dag agter die rug gehad het, asof Jesus weet sy energie is getap en hy die Vader se krag nodig. Of soms voor sekere moeilike uitdagings wat voorgelê het hy God se leiding gaan soek. Jesus bevestig ook hiermee hoe belangrik dit vir hom is om sy taak op aarde in noue kontak met sy Vader aan te pak. In Markus 1 lees ons iets daarvan. Die opskrif van die perikoop sê, nog genesing en voortgaande prediking. Jesus se besige program word hier beskryf. Na sononder het hulle nog steeds mense gebring wat hy gesond moet maak. Hy moes duiwels uitdryf. Mense het by die huis saamgedrom. Hy het allerhande kwale van mense genees. En dan lees ons in vers 35 hierdie spesifieke vers. Die môre vroeg, toe dit nog nag was, het hy opgestaan en buite toe gegaan na 'n eensame plek en hy daar gebid. Dalk raak dinge soms vir jou te veel, te oorweldigend in jou eie lewe, maar ook in jou geloofslewe. Maak skerp jou byl, doen moeite en spandeer tyd in gebed saam met God.